Goeienaand, welkom by die aandgesprekke oor die Paasreeks van middernag tot donkerdag, wat handel oor die min of meer 24 uur van Jesus se lyding na gevangenisneming tot Godverlatenheid. Wie is skuldig en wie is onskuldig? Dis waaroor dit in menslike hofsaake gaan. En dit bly ook die groot tema by die inhegtenisneming van Jesus en die gebeure voor sy kruisiging. Hy moet verhoor word. Daar was vroeër al planne deur die Jode gemaak om hom te stenig of om te laat vermoor. Eintlik sou dit die maklikste gewees het. Die maklikste om van hom ontslae te raak. Dan sou niemand toch geweet het wie hy werklik was nie. Hy sou homself ook nie kon verdedig nie. Dan sou daar maklik stories versprei kon word en karaktereienskappe en woorde aan hom toegedig kon word, of van hom al weggeneem kon word. Maar in die verhoor, of in die verhaal van die verlossing van die mensdom, moet verhore plaasvind. Daar moes deeglik besluit word, besin word, of hy skuldig of onskuldig is. Stop net vir 'n oomblik by die geweldige gedagte, dat God deur mense verhoor moes word. Wat 'n lyding. Maar dit moes gebeur. Hy moes bewys word as ware mens, maar ook regverdige mens. Die mens het gesondig, en in God se regverdigheid moet die mens gestraf word. Maar dan moet dit 'n mens wees, wat sonder foute gelewe het, volmaakte mens. Anders is dit nie moontlik om vir die sondes te betaal nie. Gaan lees maar weer Sondag 5 van die Heidelbergse Katekismus. Daar moes dus bewys word dat hy volkome gehoorsaam aan God geleef het. Onskuldig. Anders sou sy verlossing niks vir ons beteken nie. Om hierdie rede vind die verhore plaas. Ons het reeds gewys op die verhore voor die Joodse Raad. Toe is daar gesoek na 'n godsdienstige aanklagte teen hom. En daar was nie aanklagtes nie. En die aanklagtes wat gefabriseer is, het ook nie water gehou nie. Geen twee getuies kon saamstem oor enige van die klagtes nie. Uiteindelik word Jesus deur eedswering deur die hoëpriester gedwing om te erken dat hy Christus, die seun van die lewende God is. Dis nie alleen nie, ook hierin was hy reg. Dis wie hy is. Hy is onskuldig. In die verhaal van Judas se rol in die gebeure, waarby ons ook stil gestaan het, vind ons 'n verdere vryspraak uit 'n onverwagse oord. Matteus 27 vers 3. Toe Judas die verraaier sien dat Jesus tot die dood veroordeel is, het hy spyt gekry. Hy het die 30 silwermuntstukke teruggebring na die priesterhoofde en die familiehoofde toe en vir hulle gesê, ek het gesondig, ek het 'n onskuldige man verraai. Judas het nadat die doodsvonnis gevel is, tot die besef gekom wat die konsekwensies van sy verraad van Jesus is. Hy verklaar dat hy gesondig het, dat hy skuldig is, maar dat Jesus onskuldig is. En hy bevestig hierdie uitspraak met 'n simboliese daad wat destyds gebruik was om byvoorbeeld 'n huiskooptransaksie om te keer. Indien die koper nie daartoe wou instem om die geld terug te vat en die huis terug te gee nie, het die verkoper die prys van die huis in die tempel gegooi met die hoop dat die koper tog maar die geld sou vat en die transaksie omkeer. Judas verklaar, dis nie net die onskuld nie, hy demonstreer dit en hy bevestig dit verder met die feit dat hy so oortuig van Jesus se onskuld is, dat hy liewer sy eie lewe neem. Hy sien nie kans om met die skuldlas saam te leef nie. En dit alles bevestig net, Jesus is onskuldig. Selfs al was die Here vir Judas nie die Here wat hy wou gehad het, hy moes wees nie. Selfs al kon hy
ten minste van 3 jaar getuienis gee van 'n naby aan die Here leef, kon hy niks teen hom inbring nie. Jesus is onskuldig doodgemaak. En nou bly daar nog 'n verhoor oor. Jesus moes ook deur die objektiewe, in aanhalingstekens, wêreldse regstelsel verhoor word. Ook daar moet daar nie twyfel wees oor sy onskuld nie. Môre aand verder daaroor. Goeienaand.